Hallo geliefdes, ek hoop jy voel vandag gereed om dieper te kyk na jou eie lewe. Ons is besig met 'n kragtige tema, ek maak klaar wat ek begin het. Nou vandag praat ons spesifiek oor iets wat ons almal ken, onafgehandelde sake. Maar voordat ons in hierdie oordeenking inspring, wil ek julle net vinnig vertel of moontlik herinner aan ons aanlyn Bybelskool wat begin 8 April. Nou wat besonders is van hierdie Bybelskool, as jy nie gister reeds gehoor het nie, hy gaan hardloop Dinsdae aande vanaf 6:30 tot 8:00. En wat dit besonders maak is, jy kan uit die gerief van jou huis, as jy 'n internetlyn het en jy kan inskakel op YouTube, dan gaan jy hierdie aanlyn Bybelskool saam met ons kan volg. En al wat jy moet doen is, jy gaan moet inskryf, jy gaan met ons kontak moet maak op by info@beleef.org.za of jy gaan my persoonlike vrou Lisel moet kontak by 082 376 9649. Dis alles op die skerm. En dan vir ons sê, jy wil graag inskakel. Dan gaan ons met jou korrespondeer en gesels oor waar jy bly en wat is jou adres, want ons wil vir jou die materiaal aanstuur. Daai materiaal is 'n boek, is fantasties gedruk. Dis hoekom die kursus vir ons R500 kos om aan te bied, want daai boek is so goed aan mekaar gesit, en dan gaan ons hom vir jou aanstuur en jy kan inskakel. En dan, laastens oor die Bybelskool, en dis baie belangrik, dat sou jy ooit 'n aand mis, kan jy net weer dit opvang, want daai materiaal gaan altyd, of daai beeld, daai uitsending gaan altyd vir jou beskikbaar wees. Nou okay, terug by vandag se oordeenking. Nou daar's 'n uitstekende aanhaling deur David Allen wat sê, much of the stress that people feel does not come from having too much to do. It comes from not finishing what they have started. Hierdie woorde het soveel waarheid, en dit roer my as ek dit lees. Die spanning wat ons dikwels ervaar, kom nie noodwendig van 'n vol skedule nie, maar eerder van die dinge wat ons onafgehandel los, dit dinge wat in ons gedagtes bly maal. Nou ons lees in Openbaring 3 vers 1 tot 2, hoe Jesus hierdie waarheid op 'n geestelike vlak vir die gelowiges kom bevestig is. Hy spreek die kerk van Sardes aan en hy sê die volgende: Ek weet van alles wat julle doen. Al dink julle dat julle lewendig is julle eintlik geestelik dood. Word wakker en herstel julle geestelike lewe voordat dit te laat is, want ek sien nie dat julle doen wat my God wil hê nie. Geliefde, Jesus wys hulle hier op hulle onvermoë om klaar te maak wat hulle begin het. Hulle het geestelik moeg geraak en hulle het hulle taak halfpad gaan neerlê. Die Here roep hulle egter terug na afhandeling, na voltooiing toe, omdat onvoltooide sake ons eintlik geestelik, dit maak ons geestelike lewe stadig. Dit maak dit ons uitgeput en afgemat voel. So, wat is jou onafgehandelde sake? Wat is die dinge wat jy begin het, maar dit bly steeds hangende? Dit knaag aan jou en dit kom nie na 'n kant toe nie. Dalk het jy begin om jou verhouding met die Here weer ernstig op te neem, jy wil dinge daar verskerp, maar jy het opgehou om getroud tyd met hom te spandeer, Bybel te lees en te bid, of miskien het jy besluit om iemand te vergewe, maar dra steeds die bitterheid saam met jou. Dalk het jy begin om jou huwelik te herstel, aandag aan jou huwelik te gee, maar jy voel uitgeput en die proses het gaan staan. Wat dit ook al is, erken dit vandag, bely dit teenoor die Here en besluit vandag saam met my, ek gaan nie langer die stres dra van of onafgehandelde sake nie. Met God se hulp gaan ek en jy ons gaan klaarmaak wat ons begin het. So ek wil jou uitnooi om nou saam met my hierdie verklaring te maak. Sê dit, met God se hulp maak ek klaar. Geliefde, laat ons vandag daardie stap neem, en in ons geloof groei deur die dinge wat ons begin het klaar te maak. Ek sien jou môre weer hier op hierdie platform en ek is opgewonde oor die reis wat vir ons verder voorlê. En ek wil jou net weer eens sê, daai Bybelskool, asseblief skryf in. Hierdie oordeenkings is fantasties, is lekker om met julle te deel, maar wanneer ons tyd spandeer in God se woord op so praktiese wyse, dis lewensveranderend. So kom ons bid gou vinnig saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens en dankie dat u ons kan vermaan en aanspreeklik hou dat ons moet dinge klaar maak wat ons gesê het ons gaan begin. Here, help elkeen van ons om nie vasgevang te word aan daai stres wanneer ons nie dinge klaar maak wat ons besluit het om te doen nie. Gee ons die durf, die ywer en die lus om af te handel. Here, dat ons sal commit tot die dinge wat ons commit het. Dat ons sal volhard om dit klaar te kry. Ek bid vir daai genade oor ons lewens. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, gaan in vrede. Totsiens.